So die eerste teksvers wat ek vanoggend vir jou wil gee, kom uit Handelinge 2 vers 2 en hy lees so. En skielik kom maar uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind. En het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Amazing gebeurtenis. Dit is iets wat ons so graag in ons kerke wil beleef en herleef, maar te veel keer in die kerk, dan lees ons net daaroor en ons praat net daaroor, asof dit net hierdie historiese gebeurtenis is. Dis ver meer as 'n historiese gebeurtenis, my boetie en my sissa. Laat ek vir jou sê vandag, die Heilige Gees is nog vaardig elke liewe dag. Van daai dag wat die Gees van die Here uitgestort is oor mense, beweeg die Gees van die Here nog steeds elke liewe dag in mense. Die grootste vraag wat ek en jy vir onsself moet vra is ek ontvanklik vir die Gees? Is ek op 'n plek wat ek die Gees soek? En ek moet dan vir julle 'n bietjie kudos gee vanoggend. Julle het my nou so lekker verwelkom hier vanoggend toe ons daar in die bidkamer ingaan. Toe ervaar ek net, wag 'n bietjie, hier's iets anders. Hierdie is 'n kerk wat bid. En enige iemand wat bid, wat op hulle knieë gaan en hulle bid, sê ek vandag vir jou, is 'n persoon of 'n gemeente wat in afwagting is vir wat God gaan doen in en deur hulle lewe, in en deur hulle kerk. Want sonder gebed is ek en jy niks. Sonder die Gees van die Here en sonder sy woord, kom ek en jy maar net by mekaar en ons word 'n social club. Ons gesels ons 'n bietjie lekker met mekaar en ons drink 'n koffietjie en 'n teetjie en alles is mooi en ons tap mekaar op die skouer en ons gee partykeer daai ou vals smiletjie. Want ons like mos nou nie almal wat om ons staan altyd nie. En ons gee daai ou vals smiletjie en ons sê, ag my ou boetie, die Here seën vir jou. Mag die krag van die Here oor ons kom, dat daar waar ons by mekaar kom, daar waar by mekaar koms van die gelowiges, want dis tog wat die Bybel sê, laat daar 'n eensgesindheid in die Gees sal wees, soos wat daar was, die dag toe die Gees van die Here uitgestort is oor daai disippels. Eintlik, die dag wat die geboorteplek van die kerk, want is dit nie daar waar hulle uitgestuur is daarna, nadat die Gees oor hulle gekom het, hulle het krag ontvang, soos die Here hulle beloof het nie, het hulle krag ontvang, en nou begin ek al die water rondgooi. Ja, ek is nog eers 5 minute hierso. Daar waar hulle krag ontvang het, waar die Gees van die Here oor hulle gekom het, dis daar waar hulle uitgestuur is, en die Here het vir hulle gesê, nou gaan julle gaan in Samaria ingaan, gaan in Jerusalem, gaan tot in die uithoeke van die aarde en gaan en verkondig my woord. Wees 'n getuienis, 'n lewende, lopende getuienis. En ek gaan so 'n bietjie dieper en so 'n bietjie uitbrei oor 'n paar ander teksverse, maar ek wil konsentreer op Handelinge 2 vers 2 vandag, en ons gaan hom so 'n bietjie in stukkies breek, maar ek wil net eers die fondasie, en ek moet nou die tyd mooi dophou. Hey, ek dink ons gaan oorgaan vandag, is dit oukei? Net so 'n bietjie. Moenie kwaad word vir my nie, asseblief. Ek het reeds gebid daar, sê ek, Here, asseblief, rustigheid, vrede, net liefde, alles wat mooi en reg is uit die hande van die Here uit. Daar in Handeling 1 vers 8, sê die Here vir hulle, presies soos ons nou net gesê het, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. My liewe, my boetie, my sissa, en ek wil vanoggend vir jou sê, ons almal is nie geroep om sendelinge te wees nie. Eintlik is ons. Want jy kan 'n sendeling in jou dorp wees. Jy moet 'n sendeling in jou huis wees. Jy moet 'n sendeling wees daar waar jy werk, moet jy daai persoon wees wat sê, maar weet jy wat, ken jy die Here, my broer? Kan ek jou vertel wat hy al in my lewe gedoen het? En glo my, jy hoef nie 'n teoloog te wees nie. Jy hoef nie hierdie amazing ou te wees met, ek gebruik dit maar altyd, gewoonlik as 'n ysbreker, maar iemand met 'n amazing haarstyl soos ek. Ja, ek kan sien, dis mense wat twyfel hier vanoggend. Jy moet net bereidwillig wees om deur die Gees van die Here gebruik te word, om op te staan en om te sê, maar weet jy wat, ek stap weg van dit wat my terughou. En ek los dit wat in my verlede is, los ek in my verlede. En soos Paulus gesê het, ek strek myself uit na dit wat God vir my beplan in my toekoms. En daai vir my beplan is nie net vir my nie. Here, dis vir my, dis vir my gesin, dis vir my familie, dis vir my vriende. Dis vir my kerk, Here. Ons kyk soveel keer en kyk ons, dan sê ons, joh, eers maar daai oom wat daar staan, of daai man wat daar staan, nee, hier is hierdie ou kan bid, daai ou, my broer, moenie laat die duiwel vir jou lieg nie. Jy kan bid. Jy kan die Bybel lees. Jy kan met ander mense praat oor Jesus Christus.
Jy is nie gediskwalifiseer nie. Dit is die grootste leuen wat die vyand ooit vir jou sal vertel. Laat ek vandag vir jou sê. Daar waar die Gees van die Here vaardig raak en hy kom oor jou, sal jy woorde spreek wat jy in jou lewe nie gedink het jy sal spreek nie. Jy sal gebede bid wat jy nog nooit van tevore eers gehoor het nie. Maar jy moet jouself oopmaak en jy moet op 'n plek kom wat jy soekend bly. Nou hoor ek sommer wat sê die man en hy sê die ouens, jy het nie my job nie. Ek hardloop rond van son op tot son onder. Ek het nie nog tyd om nou te gaan sit en ek moet, my broer, as jy 5 uur by die werk moet wees, dan staan jy 4 uur op, maar jy spandeer jou tyd met die Here. Want die dag wat jy vandag ingaan, kan jy nie deurgaan sonder die Here Jesus Christus nie. Kan jy nie deurgaan sonder die leiding van die Heilige Gees nie. Kan jy nie deurgaan sonder jy net bietjie vanoggend net weer bietjie daai woord oopgebreek het, laat hy net gekom het en hy het vir jou gesê, maar sê maar hier is iets wat ek vir jou het vandag. En iewers in hierdie dag gaan hierdie woord lewendig word en jy gaan hom vir iemand gee. As hy dit vir my doen, kan hy dit vir jou doen. Want ek is niemand special nie. Sien die ding is, ons kyk weer daarso na hierdie stukkie in Handelinge 2 vers 2 en ons sien eintlik, as jy nou mooi die Bybel gaan lees, want weet jy wat ook baie keer as ons die Bybel lees en dan weer daar raak ons so vasgevang, ons lees mos net sekere gedeeltetjies. Oor die Here seën jou. Oor die Here se hand is oor jou. En dis ek wil amper sê dis daai goedjies wat ons oor so streel en wat ons so 'n bietjie laat lekker voel oor onsself. Maar ons moet die Bybel lees van die begin tot die einde, want dis die woord van God. Ja, en ons weet ons is Nuwe Testamentiese Christene. Ons is skoon gewas deur die bloed van Jesus. Ons het nie net ervaar nie, ons celebrate sy dood, sy opstanding en die opvaring. Ons celebrate dit en ons moet dit celebrate elke keer as ons by mekaar kom. Maar ons kan baie leer uit die Ou Testament uit. En weet jy wat, as ons praat van die Gees van die Here, as ons gaan kyk daarna die asem in Genesis, hy asempie wat in Adam se neus ingeblaas is. Die vuur op Sinai, die heerlikheid in die tabernakel, die rivier in Jesegiel, die belofte in Joël, en die verwagting wat daai disippels in die bovertrek moes gesit het en hulle moes gewag het. As ons mooi gaan kyk en ons gaan kyk in geskiedenis, het al hierdie dinge wat gebeur het gelei tot hierdie oomblik waar die kerk gebore is, waar God gesê het, nou gaan my Gees vaardig raak oor my mense, en my mense gaan, en hulle gaan doen wat ek gedoen het. En ja, hy het dit vir die disippels gesê, selfs groter dinge wat ek gedoen het, gaan jy doen. Ek sê weer vir jou, jy is nie gediskwalifiseer nie. Moenie na jou omstandighede kyk of dink jy ek moet nou eers hierdie en ek moet eers daai en ek moet eers hierdie. Ek wil vir jou sê, die Gees van die Here sal eers in jou werk voor hy deur jou begin werk. Hy gaan in jou werk want hy wil hê jy moet op 'n plek kom wat jy kan sê, maar ek het weggedoen met al hierdie dinge wat my teruggehou het in my lewe, sodat ek kan opstaan en ek kan sê, so sê die Here. Waar begin dit vir die profeet Jesaja? Net daar waar hy gekom het en hy het gesê, Here, hier is ek, stuur my. Die Here kom en hy kies hom. Die Here kom vanoggend en hy kies jou. Net soos hy my gekies het op 'n mannekamp tussen 'n klomp mans gesê het, daar's hy. Ek wil hê jy moet jou hart en jou lewe vir my gee. Nou hier, want jy gaan doen wat daai man wat daar bo staan met jou praat, jy gaan doen wat hy doen. Weet jy wat het ek gedoen? Ek het so 'n bietjie liggies gelag hier in my binnekant. Tog ek, Here, ek voor mense staan en praat. Ek is die skaamste ou wat ek ken. Dis nie moontlik nie. Ek kan nie 2 woorde agter mekaar sê sonder om met my woorde te struikel nie. Dit is nie moontlik, Here. Maar die Here sê, ek het jou nie gevra of dit moontlik is nie. Want vir my is niks onmoontlik nie. En in my is alles moontlik. En al wat ek jou vra, wees net beskikbaar. Is jy beskikbaar vanoggend my boetie en my sissa? Is jy beskikbaar? Want ek kan vir jou 'n belofte maak vandag, as jy beskikbaar is en jouself beskikbaar stel, dan sal die Here jou gebruik. Want hy wil jou gebruik, kragdadiglik. En weet julle wat, hierso is die ding. Ons sien dit so baie, eers daar, dis crazy al die goed wat jy op YouTube sien. Ek praat oor kerke.
Hoe mense dit, hoe predikers dit oor hulle self maak, en ek praat nie teen daai mense nie, hoor my net, maar dit kan nooit oor ons gaan nie, dit kan nie, dit mag nie oor ons gaan nie, dit gaan oor een, 'n opgestane, opgevaarde Here Jesus Christus, dit gaan net oor hom, dit kan oor niks anders gaan nie, en daar wat jy praat, daai liefde wat jou oorweldig, wat hy vir jou gee, wat hy oor jou uitstort elke dag, daai liefde is die liefde wat jou sal deurdruk, deur enige moeilike tye wat jy gaan. Ons het vanoggend gebid in die bidkamer. Soos Habakuk gesê het, al sal daai vyeboom, alles daar niks op daai vyeboom nie, alles daar nie 'n oes nie, alles daar nie lammetjies en allerlei mooi goedjies wat rondloop nie, sê hy, nogtans sal ek jubel en juig in die Here. Nou weer eens, jy kyk vir my vanoggend en jy sê, ek en jy het heel duidelik 'n ander lewe. As ek jou 'n gedeelte van my lewe moet vertel, gaan jy teen in trane uitbars en jy gaan nie uithardloop. Het gaan nie altyd goed met ons nie. Het gaan nie altyd mooi daar waar ons die Here dien nie. Het is nie altyd lekker nie, het is nie altyd pret nie, ons lag nie altyd nie. Maar ek wil vir jou sê, daar waar die Gees van die Here binne in jou werk, gee hy vir jou die krag om deur die moeilikste van die moeilikste tye te kan kom. Hy bekragtig jou. Maar ons is smart. Ons is smart. Hoorie, ons maak plannetjies. As daar nou 'n ding is, dis hoekom hulle sê, hier in Suid-Afrika, 'n boer maak 'n plan, pappa. Ons kan planne maak. Maar geliefdes, as dit kom by die dinge van die Here, los maar jou plannetjies. Los jou plannetjies. Gaan op jou knieë, maak jou ore en jou gees, jou hart, jou siel oop vir hom en sê, Here, ek weet nie, maar ek weet dat U weet. Wys vir my, gee vir my die plan, Here. Dink jy regtig dat julle pastoor het opgestaan eendag en gesê, hey, hier's dit nou. Ek gaan 'n bietjie 'n kerk begin. Not a chance. Not a chance. Hy moes diep gaan soek het en diep gaan luister het. En toe die Here sê go, toe gaan hy. En as ek oor julle kyk vandag, die gemeenskap van die heiliges, daar waar mense bymekaar kom en hulle is almal eensgesind in die Gees. Ja, en ons mag almal deur ons goedjies gaan, ons het ons goedjies. Is okay. Maar weet jy wat, kyk bietjie na die persoon na links in die regterkant van jou en weet jy wat, daai is die persoon wat by jou gaan inhak, wat jou arms gaan optel, soos ek vanoggend gesê het, julle moet net julle pastoor se hande optel, sy arms optel. Daar waar Moses beklei het, of nie Moses beklei het, maar waar die volk beklei het, en Moses het op die berg gestaan en sy hande omhoog gehou, en as hy moeg geword het, het sy hande gesak, en raai wat, hulle het agter hom ingekom, en hulle het sy hande opgetel. Hulle het gesê, nie worry nie, Choma, ons is hier saam met jou. Ons is hier so in hierdie stryd saam met jou, en as sy hande opgetel was, dan het die volk weer gewen. Dis al hoe ons kan wen, vriende. As ons eensgesind is in die Gees, dis al hoe ons kan wen, as ons bietjie saam kan staan, ons kan mekaar 'n druk gee en ons kan sê, "Jesus ou maat, ek kan jou miskien nie help in dit wat jy deurgaan nie, maar ek kan vir jou bid, my broer." En vanaand as ek in my binnekamer ingaan, dan kan ek vir jou bid, ek kan intree vir jou en vra dat die Gees van God met jou sal werk en jou omstandighede sal verander. Dis die minste wat ons kan doen, is om vir mekaar te bid. Yes, maar ek hardloop nou weer in duisende rigtinge vanoggend. Ou Chrissa, ding is, as ons hierdie woord vat en ek gaan vinnig hierso deurgaan. Handelinge 2 vers 2 begin met die woorde skielik en skielik. Bella, laat ek vanoggend vir jou sê, die Here kan skielik in jou lewe inkom. So skielik soos dat hy in my lewe ingekom het. Ek gaan nou eerlik wees met jou en jy mag nie lag nou nie. Toe die manne wat my genooi het na daai mannekamp toe, 18, 19 jaar terug, my neefs, rowwe manne, monument rugby spelers. Toe hulle my bel, hulle sê vir my, neef, kom jy saam, ons gaan op 'n mannekamp. Toe sê ek, my broer, jy weet ek is in. Moet ek die bier bring of bring julle die bier? Toe sê hulle, wow, Choppa, dis nie daai tipe kamp nie, ou mater. Nou sê ek, maar wat 'n ander tipe kamp is daar? Hulle sê, moenie worry nie. Kom net, jy gaan sien. Jy gaan sien, kom. Nou sê ek, eers moet ek enige, broer, bring jou tent, bring jou slaapsak, kom net. En op 'n beplande tyd, skielik, kom die Here en hy raak my aan en my hele lewe verander van daai dag af. Heeltemal en volkome. Val ons? Natuurlik val ons. Maar die Gees van die Here gee vir ons die krag, al val ons 100 keer, sal ons 100 keer opstaan.
Moenie dink jy is gediskwalifiseer nie, my broer. Moenie dink dat jy in 'n plek is wat die Here nie skielik in jou situasie kan opdaag nie. En is gewoonlik daar op daai 11de uur, eintlik 11.9999999, wat jy dink, okay, this is it, it's done, dis klaar, dis verby, dit gaan nie gebeur nie, dit gaan nooit gebeur nie, alles gaan uit mekaar uitval, en dan skielik, dan kom die Here en hy daag op, en hy doen 'n wonderwerk in jou lewe. Handelinge 1 vers 5, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Nie lank na hierdie dae nie. Die Here sê dit vir hulle. Dis 'n belofte wat hy vir hulle gee. En hy sê, boys, hou net vas. Hou net vas aan die belofte wat ek vir jou gee. My vriend, glo jy nog steeds dat die woord van God die belofte is wat hy vir ons gegee het? Elke woord wat kom uit die mond van God is die waarheid. Maar glo jy dit? Leef jy dit? Vat jy dit as jou eie? Of is dit net, nee, hierdie is eintlik maar net, hierdie is vir die ouens, dis die spiritual elite wat hierdie goed kry. Nonsens, man. Daar bestaan nie so iets nie. Hy is lief vir jou net soos jy is. Iemand het een keer vir ons gesê, gepraat van 'n lampie wat geval het, en die lampie is nou weer by mekaar, en hulle het hom mooi in mekaar geplak en so, en toe hulle nou die liggie insit, toe kan jy nou deur die krake sien. Jy ouens, ek het baie krake. Maar weet jy wat, mag die lig van God deur daai krake skyn in ander mense se lewens in. Ons hoef nie perfek te wees nie. Ons hoef nie altyd reg te wees nie. Maar ons moet altyd goed wees. Ons moet goed wees vir mekaar. Ons moet goed wees vir ander mense. Mense wat sukkel, mense wat hulp nodig het. Ons moet goed wees vir mense. Is dit nie wat ons sien? Jy sê die Boeta preek lekker, wie sê die preek lekker saam vanoggend. Ek love it. Is dit nie wat ons sien in die lewe van die Here nie? Saam met wie het hy gesit? Het hy saam met die Fariseërs gesit? Hey. Het hy saam met die Sadduseërs en daai mense gesit? Hulle het hom aangevat omdat hy saam met prostituie gesit het. Saam met tax collectors gesit het. Saam met sondaars gesit het. Hoe durf hy dit doen? Want sy liefde is so groot, dat dit elke liewe persoon, selfs die een wat jy dink is die slegste sleg op hierdie aarde, dit sluit selfs daai persoon in. Die volgende stukkie daar is, wat ons daar lees, en ek moet skiep, want ek kan sien, manne gaan vir my looi met die tyd. Ek wil nie hê Rudy moet my na die tyd bel en vir my sê, chom, Net nie dit nie. Volgende stukkie. Sê hy, daar het 'n geluid uit die hemel gekom. Hoor mooi wat Lukas hierso sê. Hoor mooi wat hy sê. En nou dink julle ek lees uit Lukas, nee, Lukas het die boek van Handelinge geskryf. Dis hoekom ek sê Lukas sê. Let mooi op. Lukas sê, hy sê nie die wind het eers gekom nie, hy sê daar het 'n geluid gekom. Daai Griekse woord vir geluid, ek gaan nie eens probeer om hom uit te spreek nie. Maar dit kom neer op 'n echo. As ons hom gaan translate, dit weer klank. Daar was 'n resonering gewees. Iets het gebeur wat hulle nog nooit van tevore gesien het nie. Jy sien, Pinkster het begin toe die hemel homself op aarde hoorbaar gemaak het. Ek vra jou vanoggend, my vriend, hoor jy die woord van God? Daar waar jy besig is om te worship, hoor jy wat die Here vir jou wil sê in die worship? Daar waar jy in jou binnekamer ingaan en jy gaan sit en jy's alleen en jy wonder oor dinge, hoor jy die stem van die Here as jy sy woord oopmaak, want dit is tog die kragtigste manier wat hy met jou kan praat, is as jy sy woord oopmaak en hy sê vir jou, so sê die Here. Hoor ons hom nog? Hoor ons die gedruis? Jy sien, die ding is, voor die kerk met die wêreld kon praat, moes God eers met die kerk praat. Voor die gees van die Here op mense geval het en deur mense begin werk het, moes die gees van die Here eers in mense gewerk het. Dink net vir ou Petrus, daai man. Hoorie, ek dink Petrus sou 'n bouncer gewees het by Roostolie of so iets. Regtig, daai man was rof. Hy was nie jou alledagse man gewees nie. Petrus was nie 'n man gewees wat jy net sommer ingeloop het en gesê het, "Hey my mater, pas op wat jy sê nie." Petrus kap sommer die hofdienaar se oor af. Sommer net daar. Wat doen Jesus? Wow, Petrus, wag.
Laat ons net gou herstel. Hierdie is nie wat hierdie oor gaan nie, my vriend. Jy sal sien. Hier gaan iets groter gebeur hierso. Jy gaan nog gebruik word, Petrus, om die woord van God te verkondig aan baie nasies. Ek dink jy het dit geglo nie. Jy sien, dit gaan nie altyd oor wie of wat ons is nie. Weereens, kom terug na daai punt toe. Dit gaan daaroor of ek in diepe afhanklikheid van die Here lewe. Die leiding van die Gees van die Here. Laat ek toe. Is ek in daai plek wat ek in afwagting, wat ek net sit en ek wag. En sê, Here, praat met my, praat deur my. Gebruik my, Here. 'n lewende steen, het die profeet gesê, wat ingebou is. 'n heilige priesterdom. Hy was nie 'n ligte windjie gewees wat daar gewaai het nie. Kon nie 'n ligte windjie gewees het nie. Die woord van die Here sê tog, soos 'n geweldige rukwind, maar weer eens, gebruik Lukas hierso, gebruik hy simboliese taal. Hy sê soos 'n wind. Ek en jy kan nie die wind sien nie. Selfs op 'n plek daar waar Jesus praat en hy praat met Nikodemus. Hier is een van my favouriteste gedeelte in die Bybel. Wie is Nikodemus? Hy staan aan die hoof van die priesterdom. Hy staan in die hoof van die kerk. Hy is hierdie groot godsman. Maar hy sien nie vir Jesus raak nie. Hy weet nie wie hy is nie, want die kerk op daai stadium het so vasgehou aan die Ou Testamentiese wettiese dinge dat hulle verblind was om die waarheid te kon sien. Maar toe Nikodemus begin goed sien en hy begin getuienisse hoor van wat gebeur onder die mense. Hy begin goed sien wat gebeur onder die mense en hy sê vir homself, maar hierdie goed wat hier gebeur kan nie 'n mens wees nie. Dit moet uit die hand van God uit wees. Dit moet uit sy hand en uit sy hart uitkom. En hy reël met Jesus om hom skelm te ontmoet in die donker. Net laat niemand hom moet sien nie, want as iemand sien, hy sit met hierdie man, o liewe ouers, hy gaan 10 in sy amp verloor. Hy gaan hy mooi rokke wat hulle gedra het, hy gaan hom verloor, hy gaan die borsplaat moet afhaal, hy gaan moet wegdoen van al sy status en sy amazing goedjies. Want mense het opgekyk na hom. Maar hy kom by Jesus en iets gebeur. En Jesus sê vir hom, hy praat met hom oor hergeboorte, wedergeboorte, en Nikodemus kan nie hierdie goed kop nie. Hy sê, maar hoe is dit moontlik dat 'n mens weer gebore word, dat jy weer terug in die baarmoeder ingaan? En Jesus sê, nee my broer, jy verstaan nie. Hy sê, dit is soos die wind. Jy weet nie waartoe die wind waai nie. Jy weet nie waar dit vandaan kom nie. En dit is dieselfde met die Gees van die Here. Dieselfde met die mense wat vervul is met die Gees van die Here, so sê die woord. Jy kan die Gees van die Here kan jy nie sien nie. Maar jy weet as iemand aangeraak is deur die Gees van die Here. Onverklaarbaar. As iemand aangeraak is deur die Gees van die Here, sal jy weet dat jy in daai teenwoordigheid staan. Die mooi Griekse woordjie daar vir die manne wat nou ingenieurs is hierso. Ons almal weet wat is pneumatic. Die Griekse woordjie daar so is pneu. Pneumatic beteken iets soos 'n ek weet nie of julle Formula 1 kyk nie. Daai manne wat daar by die wiele gaan sit en dan druk hy daai boor so op daai wiele wat die nuts afval en dan dis pneumatic daai. Dis 'n ding, is 'n instrument wat werk met lug, asem, lig. 'n gestoot, 'n blaas, 'n uitaseming. En dit hou diep verhouding met daai Hebreëse woordjie vir gees wat beteken ruach. En weer eens sien ons dit. Reg van die begin af. Wat sê dit daar in Genesis? Waar die Gees van die Here oor die aarde gesweef het, is die woordjie ruach. Daar waar Adam lê en die Here het hom perfek gevorm. In sy gelykenis. Maar hy's useless. Hy lê daar, hy's basies 'n lijk, die Here het hom nou net gemaak en hy's mooi en hy's reg, maar die oomblik, die woord sê, en God het asem, ruach, sy gees, in Adam se neus ingeblaas, en hy het lewendig geword. Wat is nodig in jou lewe?
Ons het weer nodig dat die Here net weer oor ons uitstoot. Sy Gees. Wat is nodig in ons kerke? Wat is nodig by ons werk? Ons het nodig, Here, dat ons weer daai vars asem van die Here net oor ons net weer uitgeblaas word. En laat ons net weer hernuwe kan word. Laat ons kan opstaan en sê, maar ek worry nie oor hierdie goed van die wêreld nie. Ek kyk nie meer na wat aangaan en wat om my aangaan nie. Al wat ek doen en al wat ek weet ek moet doen, ek moet fokus op die Here en dit wat hy in en deur my lewe wil doen. En as ek sy stem gehoor het en ek raak sy stem gewoond, dan doen ek wat hy sê. Want weer eens, as ek my eie plannetjies maak, dan breek ek in die goed en goed word stikkend gebreek. Maar daar waar ek in die wil van die Here loop, deur die werking van die woord en deur die woord wat in my lewendig word, dan gebeur daar iets in my lewe wat ander mense nie sal verstaan nie. Ek ontmoet tot vandag toe nog mense wat van kleins af in my lewe was. Sê, "Chopa, wat doen jy nou?" Sê ek is 'n pastoor. Sê hulle, "Nee, dit kan nie wees nie. Nie jy nie. Dis onmoontlik. Dit kan nie wees nie." Nee, dit is moontlik. Nie vir my nie, maar vir God is dit moontlik. En onmiddellik maak die Here 'n deur vir jou oop en hy sê, "Maar hierso, praat met hierdie man." Want hierdie man is reeds op 'n plek wat hy sê, "Maar as God dit vir hom kan doen, dan kan God dit vir my ook doen." Moenie jouself diskwalifiseer van die werking van die Heilige Gees nie. Bly soekend. Bly net soekend. Ek gaan nou 'n paar bladsytjies moet skiep, want anders gaan ek vir julle hierso hou. En dan gaan julle nog 'n rukkie langer hou as dit. En ek weet, baie van julle mamma het reeds die skaapbout in die oond gesit, voor julle gekom het. En pappa is al hierso, hy proe al, hy lekker soutjie in die ou, die vla in die roomys wat na die tyd kom, hy weet. Jy sien die ding is, vriende, as ons daar in 1 Korintiërs 4 vers 20 lees dit, want die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. Wanneer laas het jy die krag van die Here ervaar? Wanneer laas het jy op daai plek gekom wat jy net op jou knieë neergeslaan het en jy het net ervaar hoe die Here net vol maak en nuut maak, hoe daai droë bene weer lewendig gemaak word in jou lewe, in 'n vriend se lewe, in 'n vriendin se lewe. Hoe die Here net kom en hy maak net absoluut nuut van binne af buite toe. Wanneer laas het jy dit beleef? Daar moet 'n hinkering in ons hart wees om te sê, Here, ek smag om dit te sien. Mag U my vandag gebruik, Here, om net iewers, al is dit net een persoon, Here. Net daai een persoon, as ek net daai woord in sy lewe kan inspreek, Here, laat hy net kan ervaar hoe lief U vir hom is. Sien, die ding is ons is weer een, ons is so vasgevang in ons eie denke, in ons eie doen, in ons, ek wil amper sê, in ons kultuur. Hoe, liewe ouers, ons kultuur is ons baie keer magtig. Ander mense skep 'n kultuur om ons en ons gaan maar net so, nee, hierdie is lekker, ja, nee, hierdie lyk great, ons gaan, want iewers gaan ons braai. So ons gaan maar net met hierdie ons gaan net. Omdat daai persoon op YouTube dit gesê het. My liewe boetie, my liewe sussa. En nie soos baie van die manne wat hier so sit, ek onthou baie van die ouens hierso van die mannekampe of wat ons nou al saam met Boera gedoen het. It's amazing om te sien hoe die ouens net ingebou is. Manne wat ingebou is. Manne wat opstaan en sê, maar ek wil omsien na my vrou en my kinders. Ek wil omsien na die mense wat in my onmiddellike omgewing is. Ek wil omsien na die mense, want die Here verplig my deur sy liefde om dit te doen, om dit te wees. Nie net vir hulle nie, maar vir almal om my. Het jy gehoor wat ek vir jou sê? Die liefde van die Here verplig jou. Ja. Daai ene klap ons, laat ons, daar lei die klok. Nou, is dit nou, of moet ek die klok, nie worry oor die klok nie, okay. Ek gaan klaar maak, okay. Die liefde van God verplig ons. Hoe kan ek dit sê? As die woord van die Here vir jou sê, maar hoor hierso, jy moet tot vir jou vyande bid. Hey, dan dink ons bietjie anders en soos, ja, ek weet nou nie of ek nou regtig vir ou Piet, of ek nou regtig nou vir hom gaan bid nie, want hier is die dinge wat hy vir my gesê het en aan my gedoen het. Nee, Piet, jy gaan nie by my regkom nie, papie. Die liefde van die Here. Dit wat vir jou uitgestort is, vir my uitgestort het, toe ons dit nie verdien het nie. En tot vandag toe nog nie verdien nie. Hy het dit in elk geval vir ons gedoen. Die liefde van God verplig ons om te vergewe.
verplig ons om te help en om te bou en om saam te kom en net die naam van die Here groot te maak. Nou gaan ek julle vinnig vat na daai stukkie in Ezekiel. Hy droë bene. 'n Plek in die woord wat ons net weer sien, is die krag van God oor dooie bene kom. En daar in Ezekiel 37 vers 3. Mensekind, vra hy die vraag, kan hierdie bene lewendig word? Hy vra die vraag. Daar in vers 4 sê hy, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, droë bene, hoor die woord van die Here. In vers 9 sien ons, sê profeteer tot die Gees, weer eens sien ons roog inkom. Profeteer tot die Gees, profeteer mensekind en sê aan die Gees, so spreek die Here, Here. Kom uit die 4 windstreke, o Gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig sal word. En wat sien ons? Wat sien ons daar in vers 10? En die Gees het in hulle gekom, en hulle het lewendig geword, en op hulle voete gaan staan. 'n Onsaglike groot leer. 'n Weermag wat die Here bymekaar gesit het. Wat die Gees van die Here bymekaar gesit het. Ek weet nie van jou nie. Selfs in my familie. Ons baie droë bene. En ek sê dit nie veroordelend nie. En ek bid en ek sê, Here, asseblief, daai droë bene, ek kan dit nie meer sien nie, Here. Blaas net weer 'n bietjie nuwe lig in daai droë bene in, Here. Dat hulle net op 'n plek kom dat dit is hoeveel is ek te wees nie, Here, dat daar net iemand met hulle sal praat, dat hulle net weer sal ervaar wat dit is om God waarlik te dien. Met liefde, met ontzag. Daai selfbeheersing wat ons man so baie mee sukkel. Ek het nou die dag weer 'n oom gesien, daai oom is seker 90 jaar oud. Hy stop by die robot, hy sommer uit die kar uit. Daar sit 4 ander manne in die ander kar. Daai oom, hy werk hom so, hy so op pad, maar hy's uit en hy wil vat nou. Dis die Gees van die Here wat hom gevat het nie. Daai woede uitbarstings. Nou dink ek myself, my oom, wat gaan jy maak as daai 4 piete uit die kar uitklim? Jy het nie 'n kans nie, my oom. Maar jy laat toe dat die woede so erg oor jou kom dat jy kan jouself nie beheer nie, jy spring uit die kar uit en jy wil 'n mal ding gaan doen. Vir wat? Sit maar die hand so op. Sê, ag Here, hou my kalm. En sien hulle, wys hulle, Here, waar hulle verkeerd gegaan het. Want ek weet nie van jou nie, dit is wat ek sien wat die Here gedoen het. Selfs toe hy in die kruis gehang het, en het gekyk en het gesê, Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En as ek en jy sê, ons is in die gelykenis van God geskep, as ek en jy sê, ons moet streef elke dag om meer soos hy te wees, and that's what we gotta do. Is dit maklik? Bring vir my die ou wat vir jou sê is maklik, want ek gaan vir hom sê, jy lieg. Dit is nie maklik nie, maar dit is nie onmoontlik nie. Deur die werking van die Gees, en deur die woord wat vir jou oopgebreek word op 'n daaglikse basis, sê die Here, ek kom en ek gee vir jou die krag, en as daai krag oor jou kom, sal jy tot alles in staat wees. Geliefde, net 'n klein side note. Want daai klein goedjies maak baie keer saak. Want die wind het ingekom en die woord sê daar waar hulle gesit het. Weet jy wat jou en my probleem? Ons is baie keer so besig met soveel goed. Selfs kerkgoed. Ons raak so besig, ons raak so vasgevang in daai dinge. Laat ons nie meer soos die wat in die bokamer gesit het. Net bietjie so kan gaan sit. Ons oë kan toemaak. En niks ons pla nie. Wat ons met 'n afwagting gaan sit. En sê, Here, U het beloof. U gaan die Gees stuur.
Baie uit die bokamer uitgegaan voor die gees van die Here geval het. Gaan lees die woord. Die gees van die Here het geval op mense wat bidend was. Die gees van die Here het op mense geval wat 'n verwagting gehad het, wat in afwagting gesit het en gesê het, Here, hier is ek. En weer eens, ek weet my broer, ek weet jy moet 5 uur al by die werk wees. Ek weet jy moet werk tot 9 uur, 10 uur vanaand, iewers in die dag, iewers in die nag, al is dit in die middel van die nag. Knyp daai tyd af, maak daai tyd wat jy met hom spandeer. Ek beloof jou, dit gaan vir jou soveel openbaringskennis gee. Dit gaan vir jou soveel krag gee. Laat die volgende dag, it's gonna be a breeze, jy gaan daar deurkom. En elke een van daai probleme wat voor jou gaan opkom, gaan jy kan deurmaak. Want hy gaan jou die krag gee. Hy gaan daai selfe woord, gaan hy in jou deponeer. En die woord van God, gaan soos nuwe manna, elke dag, vir jou nuwe krag gee. Sodat jy kan aangaan. Ek hoop iewers, vanoggend het die Here met jou gepraat. En het jy op 'n plek gekom wat jy sê, ja, miskien moet ek bietjie begin luister. En as ek oor julle kyk hier vanoggend, ek wil vir jou sê, hierdie kan weer eens die bokamer word. Bokamer was nie groot nie. Maar die woord van die Here sê vir ons, toe die gees van die Here op hulle neerkom, het dit die hele plek gevul. En almal wat daar is. God soek jy halwe werk. Hy wil jou nie net halfpad volmaak nie. Jy sien, maar ons vat dit en ons draai en sê, ja, ek wil net so bietjie van die gees hê. Ek wil die duif hê. Want die duif is mooi en dit beeld mooi goed uit. Maar Here, hou net daai rukwind vir my al weg. Jy sien, as daai rukwind begin waai, dan waai dit al die dros in my lewe weg en dit vat al die vieslike goed en al die goed wat nie moet. Here, maar ek wil nog net so bietjie nou. Ek wil nog net laat ek met die duifie sit, Here. Ek weet nie van jou nie. Maar ek glo die koms van die Here is naby. Tyd hardloop uit. Wie kom my haal? Sy bruid. Jy wat vanoggend hierso sit, in hierdie gebou, wat die liggaam van Christus is. Hy kom vir jou. Dink bietjie aan daai mense wat jy 'n diep liefde vir. Ja, hulle mag dalk 'n ander lewe lei. Dink bietjie aan hulle. Nooi hulle uit volgende naweek. Nooi hulle uit. Sê vir hulle, "Jy moenie worry nie. Ons is nie hierdie crazy kerk nie. Ons is nie stupid mense nie. Kom net. Kom asseblief saam met my kerk toe. Kom hoor net bietjie. Pastoor Rudy is amazing. Ja, man, hy skiet 'n reguit woord. Kom hoor net bietjie, man. Man, kom drink net saam met my koffie by die kerk. Die volgende mannekamp, die volgende vrouekamp, soos ek sien julle adverteer, is amazing. Moet dit nooit stop nie. Maar nooi daai boetie, nooi daai sussie wat ver weg is. Bring hulle. Nooi hulle. Sê hoorie, kom net, want jy weet nie wat God in daai plek in hulle lewe kan doen nie. Want die gees van die Here kan weer skielik kan hy iets doen wat jou verstom laat staan. Soos ek sê vanoggend, ek hoop iewers in hierdie kort preekie. Dis nou nie kort nie. Hierdie kort preekie het jy iets ontvang en laat die gees van die Here met jou gepraat het. En ek bid vanoggend dat die wind weer in jou lewe sal waai. Ja, en laat die duif ook op jou skouer kom sit. En dat jy 'n inspirasie sal word vir ander mense. My hartsbegeerte, net soos dit is vir ons eie kerk, bid ek dat elke liewe sitplek in hierdie kerk gevul sal word deur mense wat God stuur, deur mense wat God inroep en dat hulle ingebou sal word in hierdie kerk soos lewende stene. En dat julle mekaar sal lief hê in alles wat julle doen en alles wat julle daar waar julle buite gaan, waar julle binne is, dat julle mekaar sal opdra in die Here, dat julle vir mekaar sal bid en mekaar sal help en mekaar sal bystaan, net soos ons sien in die Bybel. Net soos ons sien soos die kerk, die eerste kerk in Jerusalem gedoen het. Mag die liefde, die genade, die vrede van God op elkeen van julle wees, op julle rus en altyd in elke oomblik en elke situasie in julle bly.